dit nodig dat ek hierdie ding moet gebruik, of kan julle my hoor? Kan julle my goed hoor? Ek gaan dit om nie gebruik nie. Is dit ratio, pastoor? Ok. Halfweg op, die mense. Alright. Kom ons met. Liewe Heer, wat 'n voorreg dat ons in U teenwoordigheid kan verkeer en dat ons tot U kan nader en kan uitroep en aan U al die lof en die dank van ons harte te bring. Here, dankie dat U naam geheilig word hierdie aand in hierdie klein groepie. Dankie dat U naam geheilig word in ons lewens. Dankie dat U koninkryk gekom het in ons lewens. Prys die Here. En dankie dat U wil geskied in ons lewens. Ons gee aan U al die lof en die ere daarvoor. En ons dankie dat ons in hierdie aand ons self voor U kan kom verootmoedig. Heilige Gees, U is so welkom hier. Kom asseblief in en kom in U sagte tere teenwoordigheid en maak besigheid met ieder en elk van ons. Here, inteendeel, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart vir U welbehaaglik wees. Sal U, o God, groot en klein vanaand in U hande optel en hom styf aan die boesem vasdruk. Liewe Heilige Gees, U is so welkom. En ons wil so graag van U hoor vanaand. Kom, spreek Here, ons luister. Weet jy, dit was nou nie 'n gekskeerdery gewees gisteraand toe ek nou vir Marie gesê het, sy het my teksvers gesteel nie. Maar sy is vergewe in elk geval. Maar dit was presies, ek het klaar my boodskap gister al gehad. En dit was presies my teksvers gewees. Maar ek het nou net 2 ander by, vers 8 en 9, hare was, wat was nommer 7, né? Johannes 16 vers 7. Nou, ek wil vir U hierdie woorde lees. In die dag wanneer hy kom, nou praat hy van die Heilige Gees, sal hy julle kom oortuig van sonde, enkelvoud, singular, sins, singular, not plural. En hy sal julle die geregtigheid kom openbaar en die oordeel kom openbaar. En waarvan praat hy? Weet jy? Daar is so 'n oorweldigende miskonsep van die Heilige Gees oor die wêreld. Hy is nou veronderstel in die oë van die oorgrote meerderheid kerke om ons te kom heilig, om ons aanvaarbaar te kom maak vir die koninkryk van God. En dis alleen, dit is nie so nie. Nou, ek wil eers begin met die eerste dingetjie na haar preek, wat hy kom om te doen. Hy kom openbaar sonde, enkelvoud. Nie sondes nie. Wat is die verskil tussen sonde, enkelvoud, en sondes, meervoud? Sonde, enkelvoud, is een sonde, ek glo nie in God nie. En sondes is al die verkeerde dinge wat ek doen. Dis die verskil. Nou, hy
oordeel net een sonde. En dan vers 11 sê hierdie woorde. En hy sal vir julle kom wys. Mense, ek moet dit liewerste vir julle versigtig lees, want omdat ons geroep is tot heiligmaking, ons het elkeen 'n roeping, elke van ons is ons. Ons het 'n roeping tot heiligmaking. Hy kom nie om ons te heilig nie, nee. Hy kom oordeel die verkeerde dade. Dis wat hy kom doen. My sondes. Ek is verantwoordelik nou dat ek weergebore is om my saak met die Here reg te maak. Ek het op 'n vorige geleentheid het ek vir u so 'n bietjie verduidelik uit 2 Korintiërs 7 vers 1 waar Paulus geskryf het aan die Korintiërs en hy sê vir hulle hierdie woorde en hy praat spesifiek oor heiligmaking. Hy sê hierdie woorde: laat ons terwyl ons nou al hierdie beloftes van God het, dis nou al die beloftes van 2 Korintiërs 1 vers 20, hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom is hulle vir ons ja en amen. Nou hier in vers 7, hoofstuk 7 vers 1 sê hy, terwyl ons nou al hierdie beloftes het, laat ons dan nou reinig in die vlees en in die gees, en laat ons die heiligmaking volbring. Dis ons verantwoordelikheid. Dis nie die werk van die Heilige Gees nie. Dis 'n miskonsep. Almal dink die doping in die Heilige Gees, die pinnacle, die top van die doping in die Heilige Gees, is die praat in vreemde tale. En 9 uit die 10 kere is dit nie eens 'n vreemde taal nie, dis net 'n geklik-klek en allerlei dinge. 'n taal is baie duidelik onderskeibaar. Toe ek nog teologie geswat het in 'n NG leer op hulle kweekskool, het ons 'n baie lelike houding gehad oor hierdie ding wat mense praat van die doping in die Heilige Gees. En weet julle, hulle was reg gewees. Want die algemene konsensus vandag in die liggaam van Christus is, as ek nou gedoop is met die Heilige Gees, dan kan ek terugsit en ek hoef niks te doen. Jy gaan dit mis. Jy gaan dit mis. Ons het 'n deel om te doen. Ons het elkeen 'n roeping. En daardie roeping, en dit staan in 2 Tessalonisense 4 vers 7 en 8. Daardie roeping tot heiligmaking is nie iets wat ons nou uit die hand van die Heilige Gees vat nie. Inteendeel, hy kom staan hier agter ons en hy tel ons hier agter op die elmboog en hy hou ons regop sodat ons nou nie boeglam skrik nie. Weet jy? Dan gaan daai teksvers verder. En hy sê hierdie woorde: hy sal ons kom leer. Wat is die verskil tussen sonde en sondes? Eerstens, wat is sonde? Enkelvoud. Bietjie verder aan in Hebreërs praat hy daarvan, en selfs in Romeine 10 vers 4 praat hy daarvan dat die sonde enkelvoud is 'n sonde tot die dood. Daar is 'n sonde tot die dood. En die Heilige Gees se werk, ekskuus wat ek net gou omlaai. In 1 Johannes 5 vers 16 sê hy eksplisiet, daar is 'n sonde tot die dood. En hy sê verder, ons moenie bid vir hierdie sonde nie. Ons moet gehoorsaam wees. En ons moet, op kweekskool het ons geleer, ons het 'n tweede genadewerk nodig in ons lewens. En ek het al die jare gedink, wat 'n nonsens is dit.
Maar hulle was reg. Ons het 'n tweede genadewerk nodig. En wat is daardie tweede genadewerk? Dis my verantwoordelik om sondes, meervoud, af te lê. Dis die tweede genadewerk. Daarom het ek nodig om geestelik te groei, en hier is waar die Heilige Gees inkom. Hy kom help my om op te groei. Hy kom help my om sterker te word. Hy kom help my en hy lei my op die regte pad van geregtigheid. Weet jy, ons het 'n geweldige probleem. Ekskuus, net hierdie ding af. Want ek sien al klaar daar mense wat nog staan en kyk. As iemand dit geniet om te preek, moet jy weet, dis lekker. Nou in elk geval, weet jy, in Hebreërs 4 vers 12 staan hierdie woorde. Maar die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard en maak skeiding tussen murg en been. Is dit 'n gees of is dit 'n mens waarvan hy praat? Is net 'n mens wat murg en been het. En siel en gees. Dis net 'n mens wat 'n siel het en 'n gees is. Hy praat van 'n mens. Sê, die woord van God is skerper en kragtiger as enige tweesnydende swaard en maak skeiding tussen murg en been en siel en gees. En, hoor nou mooi, en is die beoordelaar. En is die beoordelaar van al ons dade. Die woord van God. Hoe op aarde is dit dat die woord ons gaan veroordeel? Baie maklik. Johannes 1 vers 1 sê hierdie woord, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord is God. Nou gaan hierdie woord verder en hy sê hierdie woorde dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is 3 in 1. Dis alles skriftuurlik. En hy is die beoordelaar van ons harte. Weet jy, ek wil vir u 3 dinge uitwys in hierdie oomblikke, waar die duiwel ons, die kinders van God, mee vang. Hierdie Bybel sê, alles wat julle die Vader mag vra in my naam, Johannes 14 vers 13 en 14, dit sal ek vir julle doen. Hy sê dit in hoofstuk 16 vers 3 sê hy dit ook. Alles wat julle die Vader in my naam mag vra, dit sal ek vir julle doen. Maar dit gebeur nie so nie. Hoekom gebeur dit nie? Dood eenvoudig. Die dag toe ek die Here Jesus aangeneem het in Johannes 1 vers 12, sê hierdie woorde, elkeen wat hom, Jesus, aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wow! Ek is 'n kind van God. Met ander woorde, ek is familie. Dan sê Titus 1 vers 2 hierdie woorde, God kan nie lieg nie. Hebreërs 11 vers 8, nee, ekskuus, nou het ek 'n bietjie gestamp. Ek sal nou die teks kry. Sê hierdie woorde, dit is onmoontlik dat God sal lieg. Dis in Hebreërs 6, ekskuus. Dit is onmoontlik dat God sou lieg. Alright. As dit dan onmoontlik is, en hy het vir my gesê, jy is geroep tot heiligmaking, en jy moet die heiligmaking volbring, dan is dit mos die waarheid. Dan is dit mos my werk. Dis nie die werk van die Heilige Gees nie. Maar hoe was ek dan so verkeerd geleer? Waar het ek dan die katalisterk weet gekry? Op kweekskool al. Hoe het ek soveel jare alleen gaan staan en verkondig?
deur te sê, ek kan nou maar nou net terugsit en niks meer doen nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis 'n leer. Niemand het dit vir my geleer nie. Ek het na die Satan geluister. En so doen ons elke dag van ons lewens. Ons het 'n geweldige probleem in hierdie sin, dat ons weet nie wat is geloof nie. Dis 'n groot ding om te sê. Maar weet jy, hierdie Bybelboek sê hierdie volgende woorde: as jy dan gehoorsaam is en sorgvuldig luister. Gehoorsaamheid, sorgvuldig luister. Alles wat jy jou hand aanslaan, die sal jy voorspoedig uitvoer. Is dit die waarheid? Kom aan, wees eerlik met jouself. Gebeur dit in my lewe? Nee. En die ergste van alles is, nou bid ons tot die Here en ons vra vir hom: Papa, ek wil dit hê en ek wil daardie ding doen en ek wil soontoe gaan en so aan. Asseblief, gee vir my dit en gee vir my dat en beskerm my soontoe en al daai tipe van dinge. En dan gebeur daar niks. Dan kry ek nie antwoord nie. Dit gebeur net nie. Wat het gebeur? Het God gelieg? Het hy nie sy woord waar gemaak nie? Nee, ek het in my gebed, het ek gesê: Here, as u vir my sal seën, sal ek dit en soontoe en daai tipe. As ek. Dis twyfel. Die woordjie as is twyfel. In English it's the word if, my brother. If you pronounce the word if in your prayer, immediately you're not in faith. Because the Bible says, hy wat tot God nader, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sê jy, dis nog alles van my kant af. Nou onthou nou, die dag wanneer hy kom, sal hy julle oortuig van sonde. Hy praat van die Heilige Gees, enkele sonde, geregtigheid en oordeel. Dis die werk van die Heilige Gees. Nou vier ons Pinkster en ons soek die salwing van die Heilige Gees, wat korrek is. Want môre is veronderstel om Hemelvaartdag te wees. Nou wil hulle sommer môre al Vadersdag vier. Hy is mos nog 'n paar dae verder, nee? Dat is nog 'n week, ja. Sê weer? Nog 'n week. Nog 'n week. Ek het dit vanmiddag weer gesit en luister na hierdie een MacArthur ou. Mense, hy's daar, daai man het drama wysheid. Mense. In elk geval. En hy preek toe oor hierdie onderwerp. Oor hoe dat die wêreld nou lyk. En hoe dat geloof al hoe minder en kleiner geword het. En dis natuurlik profeties in die Bybel. Maar die ergste van alles is, terwyl ons nou in hierdie situasie is, kom die aanklag teen ons. Hoor jy so? Jy is geroep tot heiligmaking. Wanneer gaan jy dit doen? Dis my verantwoordelikheid. Die Heilige Gees gaan dit nie vir my doen nie. Wat beteken heiligmaking? Heiligmaking beteken ontsondiging. Dis wat heiligmaking beteken. En nou wil ons dit die werk van die Heilige Gees maak. Nee, dit is nie. Hy kom en hy het gekom om God te verheerlik. Om ons te lei in alle waarheid en die dinge van die toekoms aan ons te openbaar. Dis waarvoor die Heilige Gees gekom het. Nou, ek wil vir julle 'n teksversie lees. Ek het geweldig baie van hierdie papiertjies. Want julle weet my nou al, ek skryf 'n teksversie so op en dan loop ek om en ek bedink hom en vir my is dit een van die wonderlikste ervarings wat ek in my lewe gehad het.
die dag toe die Here vir my in 1982 hierdie les geleer het. Maar nou wil ek vir julle lees, waarheen is ons en moet ons op pad wees. Ek het hom nou as brief, hierdie briefie, hierdie blaadjie het ek seker al, ek weet nie, ek loop met hom, hy gaan oral saam met my, seker al vir 10 jaar. Maar, hoekom het die heiliges gekom? Die Heilige Gees gekom. Om die heiliges, en dit staan in Efesiërs 4, vers 12 tot 13. Efesiërs 4, 12 tot 13. Om die heiliges, wie is die heiliges? Ek kyk vir hulle, almal van hulle. Want ons is klaar geheilig deur Jesus Christus. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Tot opbouing, met ander woorde, hou aan. Tot opbouing van die liggaam van Christus. Hier sit die liggaam van Christus voor my. Hou aan, totdat ons almal kom tot die eenheid, nie tweeheid nie, tot die eenheid, ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate, hoor nou baie mooi, tot die mate, the size of Jesus Christ, tot die mate van die volle gestalte en grootte van Christus. Is ons al daar? Is ek al daar? Is ek bereid om te groei tot daar? Al het ek die wêreld hoe ver deurreis, het ek dit behaal? Is ek al daar? Die Heilige Gees wat my help om my roeping uit te leef. Wat is my roeping nou weer? Heiligmaking. Dis my roeping. Daardie einste Heilige Gees, weet jy, ek het 'n absolute heilige, wonderlike, fantastiese skoonpa gehad. En hy het 'n teksvers gehad, Efesiërs 4 vers 9. Verder my broeders, alles wat waar is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, alles wat strek tot eer van God, bedink dit. Bedink dit. Hoekom? Want dit is my verantwoordelikheid om die beheer van hierdie topstory weer terug te vat. Hoor nou mooi. Volgens Genesis 3 vers 1 tot 6. Dit is nou waar Adam en Eva in die paradys is, en op 'n dag is sy nou hier so 'n bietjie op haar eie, en sy sien maar daar is die boom wat God gesê het hulle nie van mag eet nie. En sy sien daar lê die Satan. En sy besluit, ek gaan soontoe, ek gaan vir hom vertel waar het daar die wortels gesgrawe. Nou God se bevel was gewees, julle mag van daai boom se vrugte nie eet nie, en julle mag dit nie aanraak nie. Met ander woorde, as sy miskien verby sou loop en die wind waai 'n takkie en hy zit daar net so, het sy klaar die woord gebreek. En sy kom daar, en sy wil hom aanvat en vir hom sê, man, God sê, jy mag nie hier wees nie. Hy spring haar voor. En hy sê vir haar, is dit so dat God gesê het, julle mag nie van hierdie boom eet nie? Of julle kan van al die vrugte van die boom eet? Sy sê, nee, ons kan van al die ander bome eet, maar hierdie een boom mag ons nie van eet nie. En hy sê vir haar hierdie woord, nee man, God het vir jou gelieg, want hy weet, as jy van hierdie vrug gaan eet, gaan jy 'n verstand hê, sodat jy alles weet soos hy. Nou hoor nou mooi, sy was alreeds alwetend gewees. Sy was alreeds almagtig gewees. Sy was alreeds soewerein gewees. Sy was alreeds 'n godin gewees. Sy het alreeds 'n goddelike taal gehad.
Want sy was God se beeld en sy gelykenis. Gelykenis beteken tog immer soos hierdie ene lyk, so lyk hierdie ene. Soos hierdie ene doen, so doen hierdie ene. Soos hierdie ene is, so is hierdie ene. Dis wat gelykenis beteken. Sy was dit al klaar. Nou hoor nou hierdie verskriklike teksvers in vers 6, Genesis 3 vers 6. Toe sien die vrou dat hierdie boom goed was om van te eet. Ja, begeerlik om verstand te verkry. Wat wil sy met 'n verstand kennis maak as sy alreeds alwetend is? En sy vat dit. En die verder sê die tweede gedeelte van daai teks vers 6. Toe sien die vrou dat hierdie boom goed was om van te eet. Ja, begeerlik om verstand te verkry. Sien jy? Net daar sterf haar gees. En net daar kry sy verstand. Sê bietjie vir my, waar sit die mens se verstand? Waar sit ons verstand? Is dit nie hier in die brein nie? In die kop? Ongehoorsaamheid, verraad, gee vir haar verstand, en net daar gee sy beheer weg, en Satan kry die beheer, en hy maak daai verstand sy setel. Hy maak die verstand sy troon. Daar bestaan vandag nie 'n sonde in die ganse heelal wat nie in die verstand gebore is nie. Dis kom ons die Heilige Gees nodig het. Ons het die Heilige Gees nodig om daardie beheer terug te vat. En dis nie sommer net 'n wollaar storie nie. Gaan lê maar vanaand in die bed en kyk wat se dwarrelwind gedagtes draai deur jou kop. Die hele aand. En jy sukkel om aan die slaap te. Word vandag wakker. Die eerste ding wat gebeur is gedagtes oor hierdie gemors en daai teëspoed en daai probleem en al daai. Wie sê dit dan? Die ou wat 'n beheer is. Hy's nie ons vriend nie. Die Heilige Gees het gekom om ons te help om die beheer terug te vat. En dis wat ons moet doen. Ons moet die beheer terugvat. Hy gaan dit nie vir ons teruggee nie. Die woord is baie duidelik. In Jakobus 5 sê hy hierdie woorde, weerstaan die duiwel. En hy sal van jou af wegvlug. Hoekom sal hy van my af wegvlug? Want ek het 'n sterker mag as hy. Ek het die bloed van Jesus Christus. Hy het nie. Hy het net veroordeling. Julle sal hom oorwin deur die bloed van die lam. Wat? Ek het meer mag as die skirbonkel. En in 1982, toe die Here vir my sê, ek moet hierdie kaartjies, ek het julle die ander dag vertel, moet ek koop en ek moet een teksversie daarby, dan moet ek hierdie teksvers begin te bedink. En ek het julle vertel van die goue sleutel. Nou, ek gaan die goue sleutel weer gou vir julle noem. Josua 1 vers 8. Nou, hierdie man is nou 'n jong man. Hy was een van die verspieders gewees wat moes gaan kyk het of hulle die land in besit kan neem. Nou, gaan nou nie daaroor praat nie, maar uiteindelik praat God met hom en hy sê vir hom, hierdie woord van God, die Bybel, mag nie uit jou mond wyk nie. Wat is in my mond van die môre tot die aand? Die taal wat ek praat. Is dit nie so nie? Die taal wat ek praat. Sê, hierdie woord mag nie uit jou mond wyk nie. Hoekom nie? Want die woord is God. Sien julle hoe kom die stukkies bymekaar? So in ander woorde, God mag nie uit jou mond uitwyk nie. Hierdie woord mag nie uit jou mond wyk nie. Maar bepeins, bedink dit dag en nag. Hoekom? Want dan sal jy met goeie gevolg handel en alles wat jy doen voel jy voorspoedigheid. Wow, 100% sukses. Wat sit in ons mond
Van die dag wat ons gebore word en ons word nou deur ons mamma gewoonlik 'n nuwe taal geleer. Wat 'n taal is dit? Waar het sy hierdie vieslike taal geleer? Waar het haar ouers, hulle ouers, almal so terug tot by Adam en Eva? Wie het hulle 'n nuwe taal geleer? Want hulle goddelike taal het net daar gesterf. Want toe God hulle roep, toe vra hy vir hulle, waar is julle? Nee, ons kruip weg hier agter die blare. Hoekom? Want ons is naak. Weet wie julle gesê julle is naak? Nee, die vrou, hoor nou hierso. Die vrou wat U my gegee het, sy het my van die appel gegee om te eet, of van die vrug gegee om te eet. Wat doen hy? Sy het die sonde begaan, sy het verraad gepleeg. Wat doen hy? Die lafaard, hy pak die skuld op die vrou. Waar kom dit vandag? Van die Here? Nee, van die ou nou in beheer. En die enigste manier wat ons die beheer by hom kan terugvat, nie die Heilige Gees nie, is deur die oordeenking, die bepeinsing van die woord van God. Staan dit in die Bybel? Ja, Josua 1 vers 8, ek kan vir julle 'n hele klompie van daai teksverse gee as julle dit wil hê. Wat hy praat van, beding die woord van God. Hy gaan self so ver en sê, sing in julle harte. Nou, ek het 'n manier, mense, solank as wat ek kan onthou, as ek wakker word in die nag, dan sing ek een of ander liedjie hier in my kop. In die begin het dit my verskriklik geïrriteer, maar toe kom ek agter, nee man, sing 'n koortjie. Sing, soos hierdie liede wat ons nou gesing het. Dis net so, dan wyk daar die ander verkeerde musiek. Wie's aan beheer daar? Ek moet die beheer terugvat. Nou hoor my, wat het dit met die Heilige Gees te doen? Net mooi alles. Woon hy binne in my? Of woon hy nie in my nie? As hy in my woon, dan het ek hulp. Kan ek die vyand weerstaan? Kan ek tot God bid? Kan ek wonderwerke verrig? Sê waar? Ek het vanmiddag toe getuig teenoor iemand. Gister het ek iemand bedien uit Kroonstad, uit 'n Portugese dame. En ons het nou die ander dag, daai dag toe ons hier gebid het vir die sakdoekie, kan jy onthou? Ja. En iemand het die sakdoekie gevat en op die dame gaan lê en die dame is toe gesond. Ja. En pastoor kan daarvan getuig. Maar die dame bel my. Nou moet ek baie ernstig intree vir hierdie dame deur onder in die Kaap. Ek sê nee, maar mens, gee net vir my 'n kontak van haar. Nee, maar hoe gaan sy nou 'n sakdoek by my kry? Ek sê vir haar, girl, dit is nie 'n probleem nie. Gee vir my haar telefoonnommer. Dan kan ek die telefoonnommer neerskryf en ek kan my hand op die ding lê en ek kan vir haar bid en ek kan vir die verheerde vra, die eienaar van hierdie nommer, genees haar, doen wat ook al. Dit was minute gewees. Oh my goodness, what a miracle! Vir die mense daar buite, en vir my natuurlik, is dit inderdaad 'n wonderwerk. Maar weet jy, ek moet besef, ek is nie minderwaardig nie. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. I am the righteousness of God and that makes me family of God. Dit maak my 'n familielid van, dit maak my sy seun, man. Ek het die autoriteit, hy het vir my gegee. En dan het ons nog die cheek om te sê, jong, kom ons doen maar dit so, miskien sal die Here ons help. Dis die derde woord. Die eerste ene was if of as, die tweede ene is ek is dit nie waardig nie, ek is maar so nederig. Man, dis vals. En dan die derde ene is miskien sal die Here my aan. Hy sal nie. Hy het gesê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal
ek doen. En hy kan nie lieg nie. Dan beteken dit mos daar, miskien dis nie eens te sprake nie. Hy gaan dit doen. Yes, maar hoekom gebeur dit nie? Omdat ons nie geloof het nie. Wie is verantwoordelik om my geloof op te bou? Net ek. Niemand anders nie. Net ek is verantwoordelik om my geloof op te bou. Skus, ek wil maar net die tyd op, hoor. Ag, maar julle gee ons nie om ons tot 11 uur te preek nie. Is jy alright, my liefie? Ons sal vir die stoele pak. Is dit sy wat gesê, ja. Nee, dis ek wat gesê het, ja, Oor dis reg. Ek sal hom regtig nie hoor. Die Heilige Gees is hier om my te versterk, om my aan te moedig, om my te lei. Maar ek is die ou wat die tree moet gee. Ek is die ou wat my hand moet uitsteek. Ek is die ou wat die besluit moet maak. En wat ek besluit, die tree wat ek gee, dit wat ek moet doen, gaan hy ondersteun. En hy gaan maak, laat dit vir ons uitwerk, nie tot my voordeel nie, tot eer van God. Want hy is God. Alles wat ek is, alles wat ek doen, alles wat ek sê, is of in sy beheer, of in my beheer. En ek het gelukkig nou al so klompie jare gelede nou al geleer. Ek wil nie meer in beheer wees nie, want ek maak droog. Ek soek sy leiding. Môre is die kulminasie of die toppunt van ons Pinksterweek. Wie het in hierdie week, of wie weet van enige iemand in hierdie week wat gedoop is met die Heilige Gees? Jy kan naar al die ander kerke toe gaan. Daar's nie ene nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Ons kan nie uit die vlees uit my standpunt wat ek nou het, kan ek kom en vir die Heilige Gees sê, kom hier so en kom bly in my en gee vir my 'n nuwe taal. Nee. Dit werk nie so nie. Ek moet na hom toe gaan en my aan hom onderwerp. Dis die verskil. Daardie teksvers wat ek nou vir julle gelees het, dat ons moet opgroei tot die mate van die volle gestalte. Ek kan hom weer vir julle lees as julle wil. Tot die volle gestalte van Jesus Christus. Met ander woorde, ek moet so groot en soos Christus word. En ek moet lyk soos Christus, en ek moet praat soos Christus, en ek moet doen soos Christus, en ek moet leef soos Christus. Ons is wit mense. En ons het nie so 'n wonderlike geskiedenis met die swart mense nie. Inteendeel, ek het bewyse in al die jare, ek het 22 jaar onder die swartes gewerk. Ek het 'n dogter wat nou in skool. Inteendeel, daai ding wat ons net nou daaroor gepraat het van die Hutus en die Sunnis en al daai swartes wat nou, die terroriste wat nou net amok wil maak hier in Noord-Afrika. My dogter, so 'n paar maande gelede, toe sy daar in, nou, is een van die state, sy naam het my nou ongeluk, maar dit is daai staat waar hulle op 'n dag, Sondag, slaan hulle toe op 'n kerk. 72 mense binne in die kerk. Gister, maak alles toe, kap almal se kop af. Dit was so 'n paar maande gelede gewees. Toe's my dogter in daai stad. Ek het my boeglam geskrik.
Hoekom was sy nie deel gewees van daardie groep nie? Iemand het daar beskerm. En ek sal haar eendag hier so kry, dat sy self daarvan kan opgetuig. Iemand het haar beskerm. Daar is gedierig deur engele rondom ons. Geen twyfel nie, want God het hulle klaar bevel. Hebreërs 1:14. Hy het al klaar sy engele aangaande ons bevel gegee om ons te kom bewaar en op te pas, want hy het hulle gestuur as dienende geeste. Ons is klaar omring met hulle. Die beste van alles is, die Heilige Gees is reeds hier, so hy is klaar uitgestort. Hy is klaar hier. Ons moet inhak by hom. Ek is daarvoor verantwoordelik om my taal te verander. Ek is daarvoor verantwoordelik om my gedagtes te verander. Ek is daarvoor verantwoordelik om my dade te verander. Ek is daarvoor verantwoordelik om die behoeftiges te help langs die pad. As ek vir julle moet vertel hoeveel dames ek langs die pad optel, dan stap hulle hier van die plotte af in dorp toe. Hier is een spesifieke ou dame, man, sy moet seker hier naby aan die 80 wees. Ek het haar nou al 2 of 3 keer opgelaai. Dan gaan sy nou net om bietjie kossies te koop. Hoe op aarde gaan haar beentjies te dou? Ek het 'n keuse. Of ek kan verbyry met 'n leë kar, of ek kan stop en haar oplaai. Dis my verantwoordelikheid, en ek blaas nie my eie beeld nie, ek gebruik dit simbolies. Dit is my verantwoordelikheid. Maar ons het 'n baie slegte probleem. Ons wil dit die werk van die Heilige Gees maak. Weet jy, en hiermee gaan ek afsluit. Jy kan dit nie glo nie, hè? In Romeine 10 vers 4 staan hier die woorde. Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir die wat aan hom glo. Christus. Hy is die einde van die wet. Wat is die wet? Jy moet so, jy maak nie so. Dis die wet. Al die moets en moenies, dis die wet. Christus is die einde daarvan. En daardeur maak hy vir my die deur oop om, al is pastoor Piet hoe lelik, weet ek kan hom maar 'n drukkie gaan gee. Ekskuus? En al is hierdie meisiekind wat hier so sit, jy weet daai een met die 4 paar oë. Ek spot mos op. Ek verwag, is heeltemal eerlik met u. En ek glo, u is almal toegerus, gedoop met die Heilige Gees. Praat dit die waarheid? OK. Nie jy nie. Ja, ek moes nou. Ek wou net sê, hier is baie wat sal hande oplei. Hierdie is my laaste. Ek het gehoor van 'n man wat al 26 keer mense uit die dood uit opgewek het. Hy's 'n baie groot prediker. 26 dooies. Dit laat my so klein voel. Hoe kon hy dit gedoen het? Ja, my ding. Hy kon dit gedoen het omdat Jesus hom daar gegee het dat hy dit kon doen. Dit is die waarheid, maar daar's 'n ander rede ook. En omdat hy sy hart vir Jesus het. Daar's nog 'n ander ene. Die persoon wat in beheer in hom is, het volle beheer gehad. En dit is die Heilige Gees. Sal dit nie heerlik wees? Mense, kom ons wees eerlik.
Ek weet nie julle nie, maar ek bid dat hierdie saaltjie uit sy nate moet bars. Regtig. As dit gaan gebeur, dan wil ek vir julle vertel, is dit net om die hoek, dan bekeer die hele Warmwaterland. En dan gaan hulle almal saam met ons huis. Sal dit daarom nie wonderlik wees? Ek weet nie hoe gaan julle dit maak om hulle almal te besoek nie, net nie vir my vra om te help nie. Hier is baie pastoor. Ja, vra vir hulle. Kom ons sluit af. Liewe Here, dankie vir u kosbare woord. Dankie dat ons weet Jesus lewe. Dankie dat ons weet die Heilige Gees lewe binne ons. Halleluja! Ons wil dit uitbasyn. Ons wil dit lewe. En ons gee vanaand ons hele liggaam, ons hele wese aan u oor, asseblief o God. Neem besit van ieder en elk van ons en doen slegs u wil, Here, met ons en deur ons en vir ons. Seën elkeen hier vandaan, Here, as hulle huis toe gaan, maak hulle week 'n goeie week. En asseblief, Here, gee tog vir Jacques 'n slaaplose nag vandag. Nie regtig nie, maar gee vir hom die regte woorde om te spreek. Tot eer en verheerliking van u wonderbare naam. Amen.